Mika D is 'n inspirerende, jong opkomende sanger met 'n storie wat jou hart sal roer. Sy kuier vanoggend hier by my om ons 'n bietjie meer te vertel van hoe haar 4 hartoperasies haar lewe van jong ouderdom af met soveel karakter en dinge gevorm het. Mika, goeiemôre. Baie dankie, goeiemôre oom. Dit is so lekker om saam met jou hier so te kan kuier vanmôre en ek wil net eers weet, vertel vir my hoe oud was jy toe jy nou 'n eerste hartoperasie gehad het? So ek was so 10 maande oud toe ek my eerste hartoperasie gehad het, ja. En as gevolg van, ek meen, hoe het dit gebeur? So ek is gebore met 'n afvikende hartdefek wat beteken dat die linkerkant van my hart onontwikkeld is. En so het ek weer hartrekonstruksie en 'n oop hartoperasie nodig gehad. Hoorie, maar dit is iets verskrikliks vir so 'n klein lyfie, Ja. so 'n klein mensie. Ek meen, jy gaan nou niks daarvan kan onthou nie, maar wat het die dokters vir jou vertel? Wat het die ouers vertel? Ja, hulle het vertel dat dit maar 'n moeilike pad was wat hulle moes gestap het. En ja, ek kan nie veel onthou Ja, van dit nie, tuurlijk nie. maar ek onthou wel my operasie wat laas jaar Augustus my laaste hartoperasie was. En, Maar so die eerste een was letterlik 'n paar maande oud, ja, lank in die ICU seker moes, weet, ja, so 35 dae. genigtig. Ja. Okay, en toe weer op die ouderdom van 4? 4, ja, het ek weer een gehad en toe nou weer op die ouderdom van 15 laas jaar Augustus. Bloot maar omdat jy ook groei, jy weet, en soos wat jy groei, verander 'n ou se hart en jou organe en al daai dinge, en die dokters moes nou maar try om dit reg te hou. Ja, ek moes toe nou 'n klep kry vir die grootte wat my hart nou is. Maar op hierdie stadium glinster daai oogies van jou en almal kyk net terug en is bly en dit gaan goed met jou. Hoe voel jy? Is jy happy? Is jy gesond? Ja, ek voel baie goed en ek's baie gesond. Die operasie was 'n baie groot sukses geweest en ek het baie vinnig herstel na die operasie ook. Hoorie, vertel vir my 'n bietjie van die draai wat jy in Amerika gemaak het. Ek was ook mos nog maar onlangs daar gewees. Ja, so ek het in Waukepas gaan deelneem, die World Championships of Performing Arts, en ek het Suid-Afrika gaan verteenwoordig in Amerika. Met 62 lande het ons almal saam deelgeneem en ek was toe in die hospitaal opgeneem met pneumonia in Amerika. So ek het nie regtig 'n toer gehad nie, maar dit was maar nog steeds 'n joyride. So ek was toe 7 dae in die ICU gewees en toe die oggend wat ek moes gesing het, was ek 8 uur ontslaan en ek het 11 uur op die verhoog gestaan en my eerste liedjie gesing. Nou, dit wat jy optel, wat sê jy, wat het jy's as gevolg van wat is jy, Pneumonia, longontsteking ook. Ja. en is dit maar bloot omdat jou hart maar nog altyd swakker was? Hulle weet nie waar ek het opgetel nie. Hulle vermoed ek het dit dalk opgetel op die vliegtyg of iewers, maar ja, ons sal nou nooit weet nie. So waar kry jy die deursettingsvermoë goed om net ondanks hierdie goedjies wat jy so tref elke nou en dan net aan te gaan, jou ding te doen, ongeag die omstandighede? Ek dink dis maar my geloof oom. Dit dra my regtig deur hierdie moeilike tye en ja, ek het al soveel geleer en sterk gegroei deur al hierdie tye dat dit maar net nog aan ek moet maar net weer aanpak. Operasies die mees onlangste een was wanneer? Laas jaar 6 Augustus so. En ondanks dit gaan jy nog steeds aan. Ek meen, jy weet nog dis seker nie 'n maklike ding om alles te kan balanseer, so met die gesondheid ook nie. En nee, dit is nie, maar die recovery was daarom goed, so ek kan maar weer nou aangaan met my normale lewe en my normale leefstyl. En wat is normaal in Mika se wêreld? So skool maar en dan my buitemuurse aktiwiteite soos drama en dan my sang en my instrumente en al die goed. So Vertel vir my van die sang. Jy weet, ek meen, jy stel uiteraard daaraan belang om 'n sangloopbaan te kan hê. ja. So ek sing al van die ouderdom van 4 af. Sing is my passie en ek doen dit nou al baie lank en ek sing vanoggend tot aand, maak nie saak waar nie. En ja, ek het myself ook instrumente leer speel en ja, so sing is my passie. Jy was nog nooit vir 'n oomblik bekommerd dat jy nie jou droom sou kon uitleef nie. Was jou ouers ook nog altyd daar? Was dokters op 'n stadium dalk bekommerd of het almal net vir jou gesê, man, moenie komkommer nie, ons sien Mika het dit in haar, sy gaan dit alles kan doen. Ja, nee, almal was nog bang vas agter my nog altyd oom. En ja, dit is ook wat my gemotiveer het deur my familie wat my ondersteun het. Watter skool is jy? Die Hoërskool Menlo Park. Die Hoërskool Menlo Park, baie lekker skool daar. Graad 10 oom. 10. Ja. Jy's net so oud soos my dogter, weet jy dit? Ja, ek ken haar. O, jy sê, hier kom die storieetjies nou uit. Maar dan moet ek en jy 'n bietjie gesels. Dan Ons moet ek sal en jy nou 'n net bietjie 'n bietjie gesels, dat gesels. ek net kan sien en 'n bietjie kan hoor. Ja. So wat moet jy doen om nou jou hart gesond te kan hou? Jy weet, en om jouself maar net liewerste uit die ICU's en goeders te kan hou. Ag, dis maar net. Maar bly maar weg van plekke waar daar baie
kieme en goed betrokke is. En dan eet ek maar gesond om net alles mooi stabiel te hou. Ek mag ook nie groen goed eet nie, want dit maak my bloed baie dik, so ons vermy maar die groen goed. En dan verder lewe ek maar die normale lewe. Hoor jy, en wat sport wat sport aanbetref, jy het maar genoem, jy doen nie drama en die dinge. Jy kan seker nie regtig sport doen nie. Nee, ek mag geen sport doen nie. So ek het myself maar in die kultuurrigting ingevat. Maar ons is bly is in die kultuurrigtinge en dis ook hoekom jy 'n bietjie later vir ons ietsie gaan sing, né? Ja, ja. Baie lekker. Ek weet ook die afgelope naweek was die interhoor en dinge gewees. Jy is daarom nog steeds deel daarvan ook, nee. Dit is nie dat jy op die kantlyn gaan sit nie. Hou probeer maar so by die sport en die geleenthede ook uitkom. Ja, nee, ons gaan. Baie Dit was lekker. baie lekker geweest. Het jy 'n Suid-Afrikaanse ikoon wat nou, jy weet, ek meen obviously as die mens wil sing, dan het jy maar 'n sanger wat jy ook volg, 'n sangeres. Het jy iemand? Ja, ek dink Demi Lee veral, haar skryfstyl en haar tipe musiek wat sy uitbring. Ja, like ek nog. Baie lekker. Jy weet ook dat Mieke D is 'n baie goeie verhoognaam. Is dit 'n verhoognaam? Dis 'n Is dit nou die verhoognaam. regte van Dis 'n verhoognaam. verhoognaam? Want daar was 'n Kiki D wat saam met Elton John gesing het. Is dit waar ons nou die idee gekry het? Nee, eintlik nie hoor. Nee, ek het my van maar gevat wat deploy is en toe maak ek 'n bietjie die. So ja, was alles. Baie dankie dat jy al klaar so 'n stukkie van jou met ons kom deel het en hierdie maak my net nog soveel meer nuuskierig om te kan hoor ook wat Mieke D doen. En as jy 'n bewys wil hê om te sien hoe verkeerd mense kan wees, mens moet nooit ophou droom nie, dan moet jy ingeskakel bly want net hierna gaan Mieke D ook vir ons 'n liedjie sing. So jy wil nie weggaan nie. Jy wil skaars jou nog 'n koppie koffie gaan kry want anders dan gaan jy hierdie mis. Ons is nou weer terug.